Hi en welkom by deel 3 van die my reeks oor die wegraping en wat eintlik ook insluit die wederkoms van Jesus. Ons het al na 'n hele klomp verse gekyk en vandag wil ek net nou 'n laaste paar verse kyk, spesifiek in Openbaring 11. Dis die groot fokus van hierdie podcast vandag. Openbaring 11 gaan onder andere gaan dit oor die 7de trompet. Nou julle sal onthou van die vorige 2 episodes het ons gepraat van die groot trompet of die 7de trompet. Jesus noem dit die groot trompet, Paulus noem dit die 7de trompet of die laaste trompet ook. En dis waaroor ons bietjie gaan gesels, want dit is wanneer Jesus gesê het die wegraping basies plaasvind en wanneer sy terugkoms is ook. Die eerste gedeelte van Openbaring 11 van vers 1 tot by vers 14 gaan meestal oor die 2 getuienisse wat deur God gestuur word in die laaste dae om te preek. Hulle gaan in Jerusalem wees en hulle gaan met groot krag preek. Nou ja, ek gaan nie deur dit alles lees nie, want dit is nogals baie, maar gaan lees gerus daai gedeeltes. Wat gebeur is dat hulle uiteindelik doodgemaak word deur die nie-gelowiges of die ongelowiges en hulle lê vir 3,5 dae in Jerusalem, wat eintlik die wêreld gaan hulle self gaan verheug oor die dood van die 2 getuienisse. Daar's baie bespiegeling oor wie die 2 getuienisse gaan wees. Ons is nie 100% seker nie. Mens kan eendag dalk 'n bietjie daaroor gesels. Dit is nogals interessant om te weet wie dit gaan wees. Baie mense sê dis gaan Moses en Elia wees. Party mense praat van Enoch. Party mense praat ook van Johannes die Doper. Maar nietemin ons sal weet wie hulle is wanneer hulle op die scene arriveer. Hulle gaan baie krag hê en hulle gaan basies die natuur kan beheer soos wat hulle wil, in die manier dat hulle sal mag hê om water in bloed te verander, om die aarde met plaae te tref ensovoorts. Hulle gaan ook vuur uit die hemel uit kan roep. Maar nou ja, soos ek gesê het, dan gaan die wêreld magtig gaan teen hulle oorlog maak en hulle verslaan. Die 2 getuies gaan vir 3,5 dae dood wees, dan gaan hulle opstaan uit die dood uit en dan gaan hulle in 'n wolk op na die hemel toe, sodat basies die hele aarde dit sal sien ook. Dan kom daar 'n aardbewing en 7000 mense gaan in die aardbewing doodgaan. En dan aan die einde van die eerste gedeelte in Openbaring 11 vers 14 sê dit, die tweede wee is verby, kyk die derde kom gou. En nou kom ons by die gedeelte waar die 7de engel op sy trompet blaas en wat die toestand van die aarde gaan wees en sekere goed wat gaan gebeur. So ek gaan dit net lees en dan gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Dis Openbaring 11 vers 15. Toe het die 7de engel op sy trompet geblaas. Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here, God Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. As ek net vinnig kan stop daarso, dit is 'n kort tydjie voordat Jesus se 1000 jaar koninkryk gaan begin. En dis waarskynlik waarna hulle verwys. Vers 18, die nasies was woedend, maar nou het die tyd vir U oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek.
Die dooies word geoordeel aan u dienaars, die profete en aan die gelowiges, die wat u vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. En die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in die hemel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, drenings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. So uit al die gebeure waar 'n mens lees hierso, is dit baie duidelik tussen die eindtye. Die twee getuies spesifiek wat vir 3,5 jaar gaan preek, of ja, vir die wêreld gaan preek, hulle gaan in Jerusalem wees, en dan daai 3,5 jaar wat hulle spandeer, is waarskynlik in die eerste 3,5 jaar van die, wat ons noem die 7 jaar verdrukking. En in die helfte van daai tyd, na 3,5 jaar, is wanneer daar 'n groot teken gaan wees, waarvan ons gelees het in Tessalonisense, waar Paulus gepraat het van die antichrist wat homself gaan opstel as God in die tempel. En dis basies die tyd wat dinge gaan verander, wat die verdrukking teenoor die Christene gaan kort daarna, of 'n tydjie daarna, gaan die wegraping wees. Want, en ek wil nou terugkom na hierdie toe, dis vers 18, sê dit, die nasies was woedend, maar nou het die tyd vir u oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel. Daar's 'n skrif wat ek ook gaan lees in Daniël 12, wat praat van die dooies wat opgewek word en geoordeel gaan word. Hy sê, aan u dienaars, die profete en die gelowiges, die wat u vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. Nou jy moet verstaan, as die dooies hier opgewek word, en Paulus het reeds gepraat en gesê, dat met die wegraping en die wederkoms, gaan die dooies, die mense wat dood was, eerste opgewek word en opgeruk word hemel toe, en direk daarna die Christene wat nog op die aarde leef, gaan in die volgende oomblik opgeruk word hemel toe. So as baie mense wat dan nou sê, nee, maar die wegraping vind plaas voor die verdrukking, dan beteken dit, as Johannes nou hierso skryf, die eindtyd word die dooies geoordeel, dan beteken dit, dan moet weer 'n opwekking wees. Dan het daar sekere mense agtergebly, maar dit sal ons nou nie wees nie. Daar's een opstanding, daar's een wegraping, en daar's een wederkoms. Aan u dienaars, die profete, aan die gelowiges, die wat u vrees, klein en groot, word hulle loon gegee, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. En dit glo ek verwys na God se oordeel oor die aarde wat kom. Nou, voor ek nou daarby uitkom, wil ek graag lees, daar's 'n gedeelte in die Ou Testament, in Daniël 12, en dit gaan nogals hand aan hand met Openbaring 11. Daniël 12 vers 1 tot 3, skryf Daniël, in daardie tyd sal Michael, die groot engel, wat oor die lede van jou volk wag hou, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was, van dat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word. Ek wil net gou daar stop. Dit gaan nou oor, hy praat met die volk van Israel, en let wel, hy sê, die wie se name in die boek opgeskryf is, dis die boek van die lewe, sal gered word. So dit beteken, nie alle Jode, of nie alle Israeliete volgens menslike oorsprong. Dis nie daai Israel nie, dis die Israel in die geloof.
gaan gered word. En dan vers 2, baie van die wat ontslaap het, ontslaap is net 'n mooier woord vir wat reeds dood is, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. So hier praat Daniel ook van 'n opstanding, en ons weet Paulus het gepraat van die opstanding ook uit die dood uit. So dis een en dieselfde ding, een en dieselfde gebeurtenis wat gebeur. Dat mense gaan uit die grafte uit opgewek word en die Here tegemoet gaan in die hemel. En dit is, soos Paulus gesê het, die dooies gaan eerste en die wat lewe gaan direk daarna hulle. En almal ontmoet dan die Here saam in die lig wanneer hy terugkom met sy wederkoms. Dit is eintlik baie eenvoudig om te verstaan. Dan wil ek vinnig gaan na 'n kwessie. Baie van julle sal sê, maar Daniel praat daar van die Israeliete of van die Jode. En nou is dit baie belangrik dat ons net kyk na wat Paulus gesê het oor wie is die Jode. En ek dink dit is baie belangrik om te verstaan, want daar is die fisiese volk Israel en dan is daar die nie-Israeliete of die nie-Jode. In die Bybel word dan baie na hulle verwys as die heidene, in Engels the Gentiles, wat dan nou gelowig geraak het. Dis soos ek, wat 'n Afrikaner is. Ek is nie 'n Israeliet nie, ek is nie 'n Jood by geboorte nie, maar ek het die Here aangeneem. En in Romeine 2 vers 28 en 29 klaar Paulus dit nogals mooi uit. En hy sê, nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. Luister mooi. Dis nie die uiterlike wat jou 'n Jood maak nie, met ander woorde die liggaamlike nie. Dit is nie die besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Dit is baie duidelik, Paulus sê so, om 'n ware Jood te wees in die geestelike sin, is nie om uiterlik 'n Jood of 'n Israeliet te wees nie. Dit gaan nie oor jou liggaam deur wie jy gebore is, of jy 'n Jood is nie, maar dit gaan oor jou gees, oor jou hart. En dan Romeine 11 vers 17, ou kan natuurlik die hele hoofstuk gaan lees, om konteks te kry. Hy sê, en hy praat hierso van, weer eens van die heidene, die nie-Israeliete of die nie-Jode, en hy vergelyk hulle met 'n wilde olyfboom teenoor die volk Israel of die natuurlike Jode, wat in die Afrikaans gebruik hulle die woord 'n mak olyfboom is. Maar ek lees dit, Romeine 11 vers 17 sê, party van die takke is uitgekap, en jy 'n wilde olyf is tussen die ander takke op die mak olyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die mak olyf se wortel. Paulus probeer dit verduidelik deur te sê dat die oorspronklike Israel is die oorspronklike uitverkore volk van God, en dis 'n mak olyfboom, 'n olyfboom in 'n boord, sê nou maar. Maar omdat daar van die Israeliete of van die Jode was wat ongehoorsaam was en wat weggedraai het van God, sê hy, daai takke is uitgekap, is uitgehaal uit die oorspronklike olyfboom, waarvan die wortel natuurlik God is. En dan sê hy,
jy 'n wilde olyf, en as jy bietjie teruggaan en net voor dit lees, sal jy sien, hy spreek spesifiek die nie-Jode aan. Hy sê, jy wat 'n wilde olyf is tussen die ander takke op die olyf ingeënt. So daar is net een Israel. Op die ou einde van die dag is daar een Israel. En dit is geestelik is daar een Israel, dat ek so sê. Jy is 'n Jood as jy deur God geregverdig is, as jy aangeneem is deur God in sy familie is, as jy aangeneem is as 'n kind van God, dan is daar een familie, daar's een liggaam. En ons as nie-Jode is ingeënt in die maakolyfboom. En die Jode wat hulle teenstaan teen God, sê die Bybel, daai takke is uitgekap. En ek weet die fisiese volk Israel dien as 'n voorbeeld en as simboliek, en daar's baie goed wat met die fisiese volk Israel gaan gebeur en gebeur het, wat tot vervulling moet kom. Ek sê nie dat die fisiese volk Israel nie bestaansreg het, of dat dit nie meer saak maak, of dat dit nie 'n geestelike impak het nie, dit doen. Maar op die ou einde van die dag, is die volk, is om 'n ware Israeliet, om 'n ware Jood te wees, is die hart. Goed, genoeg daarvan. Daar's baie Christene wat glo dat die wegraping enigsins voor die 7 jaar verdrukking kom. En ek glo dit is omdat hulle nie 'n goeie insig het van wat die 7 jaar verdrukking is nie. En hulle val terug op die volgende vers. En miskien is dit wat jy ook geleer is. En so ek dink is belangrik om dit aan te spreek. As jy 'n Christen is en jy glo die wegraping kom voor die groot verdrukking, of voor die verdrukking, dan is daar hierdie vers in 1 Tessalonisense 5 vers 9, wat sê, God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie. In die Engels, die mense gebruik het baie in Engels, God is not destined us for wrath, sê hulle. So hulle sê maar, ons gaan nie hier wees tydens die groot verdrukking nie, want ons is nie bestem tot God se oordeel nie. En dis reg, ons is nie bestem tot God se oordeel nie. Dan gaan die vers aan deur te sê, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. So ek dink dit is belangrik om dit te verstaan en dit binne konteks te bring. Ons het eintlik al oor dit gelees, maar dit is belangrik om dit te laat verstaan. As jy mooi gaan lees en kyk waaroor gaan die 7 jaar verdrukking, minstens die eerste 3,5 jaar gaan oor die vervolging van Christene deur wêreldheersers en spesifiek die anti-kris wat homself gaan opstel as koning en as God en mense gaan hom moet aanbid, die merk van die dier en al daai goedjies. Dis vervolging deur hom. Maar God se oordeel, en dis waaroor Paulus hierso praat, hy sê God het ons nie bestem om gestraf te word nie. God se oordeel, daai wrath waarvan hy praat, kom aan die einde van die 7 jaar. Presies wanneer, dit weet ons nie regtig nie, maar ek glo dis na die helfte. In die tweede helfte, ergens in daai 7 jaar, dan kom die wegraping en Jesus se terugkoms, en is dan wanneer die 7, in Engels praat hulle van the 7 bowls of wrath. Jy kry eers die 7 seels in Openbaring, dan kry jy die 7 trompette, en dan is daar die 7, in Afrikaans praat hulle van die skale. Nou die skale of the bowls of wrath, dit is God se oordeel.
dis waarvan Paulus hierso praat, julle is nie bestem om hierdie oordeel van God te deurgaan nie. Dis hoekom ons weggeraap gaan word voor daai oordeel van God, voor daai straf, want as daai 7 skale se oordeel oor die wêreld kom, dit gaan totale verwoesting wees. En ons sal nog praat daaroor op 'n stadium, maar dis daai 7 skale, the 7 bowls of wrath, wat God se oordeel is oor die aarde, en die Bybel is duidelik daaroor, dat selfs die mense wat dan nog op die aarde bly leef, gaan hulle self nie tot God wend nie. So in daai tyd kan ou maar weet, die mense wat dan oor is, gaan tot aan die einde toe teen God rebelleer. So dit net dan om daai uit te klaar, daai sin van dat ons nie bestem is om deur God geoordeel of gestraf te word nie. Dit beteken nie dat ons nie deel gaan wees van die 7 jaar verdrukking nie. Ons gaan deel wees, baie duidelik, tot op 'n punt. En dan kom Jesus terug, hy raap ons en die dooies op, om nie deel te wees van sy wraak nie. Ja, nou gaan ek net 'n vinnige oorsig doen oor, en ek gaan net dit waaroor ons gesels het net probeer saamvat, en van die versgedeeltes probeer highlight, en jou herinner wat ons gelees het. Een van die versgedeeltes wat ons vandag gelees het, Daniël 12, vers 1 tot 3, sê hy, in daardie tyd. En dan is daar 'n sin of 2, vers 2, baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe, party tot die ewige skande en veragting. Matteus 24, vers 31, is Jesus aan die woord, en hy sê, die groot trompet sal weer klink, en hy, dis Jesus, sal sy engele uitstuur om die uitverkorenes bymekaar te maak uit die 4 windstreke van elke uithoek van die aarde af, en weer eens as jy teruggaan na die res van hoofstuk 24 in Matteus, dan praat Jesus oor die eindtye, en met die groot trompet sê hy, gaan hy al sy uitverkorenes bymekaar maak. As die wegraping plaasgevind het voor dit, dan is daar nie meer uitverkorenes oor op die aarde nie. Ek weet baie mense sê graag, ja, die wegraping gaan plaasvind, en dan gaan daar 'n klomp mense tot bekering kom. Die Bybel sê dit nie. As God al sy uitverkorenes wegraap, of red, dan is dit al die uitverkorenes. Hy gaan nie 'n fout maak deur te sê, hy raap almal weg, en later kom hy terug en raap weer 'n klomp weg nie. Daar's een wegraping, en dis met die groot trompet. In 1 Korintiërs 15 vers 52 sê Paulus, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink, die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Dis baie, baie duidelik. Jesus praat van die groot trompet, Paulus praat van die 7de trompet, die dooies gaan opgewek word, en die van ons wat nog lewe gaan saam met hulle in die hemel opgeraap word om Jesus te ontmoet. In 1 Tessalonisense 4, hiervan vers 15 af sê hy, sê Paulus, ons wat bly lewe tot en met die wederkoms van die Here. Ons wat bly lewe. Met ander woorde, daar gaan natuurlik Christene wees wat leef op die aarde wanneer die wederkoms van Jesus is. Sal die ontslapenis, die dooies, hoegenaamd nie voor wees nie. Hy sê, ons wat bly lewe, sal die ontslapenis nie voor wees nie, wanneer die bevel gegee word. Onthou, Jesus het gepraat van die bevel wat hy gaan gee vir sy engele, om al sy uitverkorenes bymekaar te maak. Wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel, dis Michael, onthou wat Daniël gesê het, en die trompet van God weer klink, dis die groot trompet, die 7de trompet,
sal die Here self uit die hemel neerdal. Dis die wederkoms. Wanneer Jesus terugkom, dit is die wederkoms. Jesus gaan nie 2 keer en 'n 3de keer terugkom nie. Hy het 1 wederkoms. Dan sê Paulus, allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. Dit kan nie duideliker wees as dit nie. In 2 Tessalonisense 2 vers 1, en nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom. Weereens, dit is verskriklik eenvoudig eintlik. Paulus sê, met die wederkoms, met ons hereniging met Jesus. Dan gaan ons hier na vers 3 af toe. Die dag van die Here, hy praat nog van dieselfde event, dieselfde geleentheid. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid gekom het. Die laaste afvalligheid is wanneer 'n klomp mense gaan wegdraai van die Christen geloof af, wêreldwyd, en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het. Die wettelose mens, dis die antichrist, en hy gaan homself openbaar in die wêreld. So, om daai 2 Tessalonisense saam te vat, Paulus sê, wat betref die wederkoms van die Here en ons hereniging met hom, daai dag van die Here gaan nie aanbreek voor die laaste afvalligheid, voor die antichrist homself nie bekendstel aan die wêreld nie, en bekend maak aan die wêreld nie. So is baie duidelik. Daai dag gaan nie gebeur. Die wederkoms en ons hereniging met God, met Jesus in die lig, gaan nie gebeur voor die antichrist homself bekend gemaak het nie, en dan praat dit oor die maniere wat hy homself gaan bekend maak in die wêreld, onder andere om homself op te stel as God binne in die tempel, die herboude tempel. In 1 Johannes 3 vers 2 sê Johannes, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Wanneer hy ons op gaan raap in die lig in, dan gaan ons met ons verganklike liggame bekleed word met onverganklikheid. Ons gaan nuwe liggame kry, ons gaan die hemelse liggame kry. So nou ja, ek hoop dit het gehelp. Vir my help dit baie as ek hierdie temas weer gaan bestudeer. Ek het groot geword in 'n charismatiese kerk, en van kleins af het ek gehoor van die wegraping en die wederkoms, en aan my is altyd geleer dat die wegraping kan enige tyd gebeur. Ons weet nie wanneer nie, dit kan môreoggend gebeur. En dat die wegraping is voor die 7 jaar verdrukking, en dat die wederkoms is iets heeltemal anders. Nadat ek het self bestudeer het, nadat ons na al hierdie skrifgedeeltes gekyk het, is dit baie duidelik. Die wederkoms en die wegraping is een gebeurtenis. In die Ou Testament staan dit baie keer bekend as die dag van die Here, the day of the Lord. Wanneer Jesus homself gaan openbaar deur neer te daal uit die hemele, ons opraap na hom toe, en ons gaan vir ewig saam met hom wees. Vir baie van julle mag dit dalk moeilik wees om dit wat jy deur die jare geleer is, en dit wat die skrif sê, by mekaar te bring, maar ek wil jou aanmoedig, as Christen moet jou geloof en liefde vir die Bybel, en wat die Bybel sê, wat God se woord is, moet dit eerste staan. Dit wat jy geleer is deur 'n pastoor of 'n dominee of 'n vriend of wie ook al, wat nie ooreenstem met dit wat die Bybel sê nie, dis verkeerd. En daarbey sê ek nie dat as 'n mens dit andersins verstaan, dat jy nie 'n Christen is nie, hoegenaamd nie. Maar ek sê, wat ek graag sê is, gaan bestudeer dit vir jouself,
gaan lees dit vir jouself, vra die Here om jou te help om dit te verstaan. Want na baie jare van 'n sekere ding hoor, is dit soms moeilik om 'n mens se gedagtes te herrig na wat die skrif eintlik sê. Maar wat die skrif eintlik sê, is die waarheid. Daar is geen skrif, daar is nie een skrif in die Bybel wat daarna verwys dat die wegraping plaasvind voor die groot verdrukking nie, voor die 7 jaar verdrukking nie. Jy is welkom om met my te verskil. Jy kan my WhatsApp of kontak op die sosiale media, op YouTube, wat ook al. Gee my jou opinie. Ek hou daarvan om redelik om met mense met respek te hanteer. So as jy 'n verskil van my, is dit reg, ons kan lekker gesels en lekker verskil met mekaar. Op die einde van die dag, as ons verskil met mekaar, dan moet dit kan staaf met die Bybel, met dit wat die Bybel sê. As jy wil verskil oor goeders wat die Bybel sê, dan staaf dit met dit wat die Bybel sê. Ek stel regtig nie belang in mense se opinies nie. Ek het te veel daarvan gehoor in my lewe en dis hoekom ek hierdie podcast begin het, om vir myself te gaan uitvind wat die Bybel sê. En rondom die wegraping, hierdie 3 podcasts, is dit wat die Bybel sê, die wegraping, die wederkoms, dis die dag van die Here, en dit vind plaas net voor die groot, die Bybel praat ook van die 3 groot weë, the 3 woes. Ons gaan nie hier wees vir God se oordeel oor die aarde, wanneer die 7 skale uitgegiet word op die aarde nie. Baie dankie dat jy gekyk het. Ek gaan soos altyd probeer om die volgende tema ook interessant te hou. So kyk uit vir dit asseblief. Teen volgende week sal daar 'n nuwe podcast wees met 'n nuwe interessante tema wat dalk kontroversieel sal wees.